Vader, ons kom na U toe met 'n dankbare hart. U te sê dankie vir alles wat U vir ons doen en gedoen het, Vader. Is net hierdie genade wat U kan wees, Vader. Gaan so die mense wat nie kan weet, Vader, dat hulle kan voel hulle mis iets groots uit vandag, Vader. En Vader, hou U hand van beskerming oor ons families en oor ons, Vader. En mag hierdie tyd wat kom 'n wonderlike week wees, Vader. In U groot en heilige naam. Amen. 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 Ek sê vir u, kom even. Ze net te wacht weer. Nou vanoggend dat ons net dankbaar wees vir die te wees. Halleluja. Baie keer dink ons is untouchable. Jy kan nog 'n beplanning maak vir die naweek. Hoor jy nie, ek is alright, ek gaan eers volgende Sondag kerk toe gaan. Ek gaan eers volgende Sondag my lewe na die Here gee. Weet jy wat? Die lewe is kort. Ja. Ek en jy weet nie wat van die dag van môre gaan gebeur het. En dis hoekom die Here het my teruggevat. Waar mense begin verlore raak. En daar sekere goed in hulle lewe wat toegepas word, sodat hulle die wedloop kan voltooi. Maar sonder die goed waar ons gaan oor gesels vandag, gaan jy dit nie bereik. Halleluja. Amen. So ons gaan vanoggend net vir Marika hulle sê, jammer vir hulle verlies. Brandon was 'n baie groot deel van hulle lewe vir 'n baie lang tyd. En wat kan mens sê? Daar's nie woorde nie. Die lewe kan baie vinnig vir mens stop. Maar kom ons, soos ek vanoggend met iemand gepraat en ek gesê, weet jy wat? Baie van ons kry elke keer om reg te maak met die Here. Baie van ons kry dit nie. So, die mikpunt is wat jy in jou lewe moet stel is om by God uit te kom voordat daar enige iets gebeur en jy het nie 'n kans. Halleluja. Jy met jou lewe, as ek moet terugdink, hoeveel keer in my lewe kon die Here my al kom haal het en ek was reg. Hoeveel keer? Hoeveel keer as jy terug moet vanoggend dink oor jou eie lewe? Hoeveel keer het die Here jou 'n kans gegee? Hoeveel keer? Dink bietjie net mooi terug in jou verlede, waar iets gebeur het, wat jy sê, hoorie, ek kon dood gewees het. Baie keer het jy oor die straat geloop, en jy het nie gekyk en jy was skielik is die kar nie. Dis die Here wat ek gestop het, want daar is nog steeds 'n plan vir jou lewe. Maar baie keer het jy nie daai kans nie. Jy het nie daai kans nie, en dan is alles verby. So nooit vergeet nie, ons was in standaard 3 op skool, op laerskool. En jy weet mos hoe's die manne, hulle kuier altyd by die meisiekinders. Hy het dit nie mos gekeis. Hulle het mos nie uitgaan of julle is saam, soos die kinders het vandag noem. Genoem nie, ons het genoem keis. Nou een van my vriende, sy meisie wat hy gehad het, ek meen ons is standaard 3. Ons gaan winkel toe, wie welkom kafee, want nie so sit in die middel. Seun kan hy speel onder. Ja. Toe sy haar voete van die pyp moet afsit, toe sla die kar. Opslag dood. Staan in dit. Daar het ek gesien hoe vinnig kan jou lewe net so van jou weggevat word. So weet jy wat, vandag se diens, niemand in acht, gaan begin uit te lewe. Ons gaan, veel het gesê, sê wil, 'n houdeblyk vir hom gebring vanoggend, en dan het ons vir Jaco, wat bietjie met ons gaan deel, en dan soos die Here dit lei, gaan ons aangaan. Maar ek wil vandag met jy gefokus wees, hoor jy soos wat jy nog nooit gefokus was. Vandag is een van die dae, dit 'n baie belangrike boodskap is, wat uitgaan, wat die Here op my hart gelê het, en ons moet ag begin gee daarop.
Halleluja, kom ons gee vir Philip gou op kans. Is hy openbaring wat toe ek voorberei het om iets te sê oor om Brandon te kom die stukkie beroep. Dis Openbaring 21 vers 4 en 5. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Nou, oom Brandon was nie net 'n man vir Marika, 'n pa vir JP en Lindy, en 'n oupa vir my nie. Hy het 'n spesiale rol in elkeen van ons lewens gespeel. As ons terugkyk na oom Brandon se journey by Love for Jesus, dan sal ons sien hoe groot is die Here se hand. Hoe groot is sy genade? Ons het oom Brandon gekry, die wat nou nie oom Brandon ken nie, hier by die winkel. Hy het op die sypaadjie gesit, en hy was dronk. En nog steeds het oom Brandon die keuse gemaak, om by hierdie deur in te kom, en uit te reik na die Here om sy lewe te verander. Kyk, oom Brandon het vir ons baie kwaad staan. Kyk, ons wou oom Brandon partykeer vermoor, oor die dom keuses wat hy gemaak het. Maar nog steeds het oom Brandon elke keer opgestaan, nadat hy geval het, en hy by daai deur ingekom, en hy die Here se hulp gevra. Halleluja. Nou, oom Brandon was baie hardkoppig. Baie hardkoppig. Hy het sy eie dingetjie gedoen, en dit is maar so, as jy nie daarvan gehou het nie, is maar jou probleem, jy moet maar oor dit kyk. Vir Annetjie was hy 'n pa. Vir Swai was hy 'n beste vriend. Vir die twins was hy 'n oupa. En as ons terugkyk na Brandon se lewe, kan ons baie by hom leer. Die een ding wat ek persoonlik by oom Brandon geleer het, is maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Jy kan altyd jou hand uitsteek en die Here gaan jou weer optel. Kyk, oom Brandon het uit sy pad uitgegaan vir baie van ons. Oom Brandon het op 'n stadium sy eie goed verkoop om seker te maak daar's kos in daai pot dat die mense kan eet. Nou, ek en oom Brandon het so van die joke gehad, as hy hier stop, dan sê hy, nou wat gaan jy maak? Sê hy vir hom, die pastoor gaan nie van my. En dan het hy altyd net gelag, en maak nie saak hoe te neergedruk jy gevoel het nie, ek kon altyd na oom Brandon toe gaan. En oom Brandon het toe opgetel. Nou, oom Brandon het baie luidous van die lewe gehad, ons almal weet. Oom Brandon het dom keuses gemaak. Maar soos Lindy vanoggend vir my sê, toe hulle vir oom Brandon kry in sy kamer, was sy Bybel langs hom. Prys die Here. So daai vers sê net vir my iets. Oom Brandon is na 'n beter plek toe. Hy het 'n nuwe begin gekry waar hy kan oorbegin. Waar hy weg is van al hierdie goed wat hom gebreek het. En oom Brandon was stikkend op 'n tyd. Maar nog steeds het hy hier ingekom en hy het 'n glimlag op ons elkeen se gesig gesit. En oom Brandon sal vir ewig onthou. Nie as hy gewoon by daar gesit het by die winkel en weer op vir geld om die volgende drankie te kry, maar dit die verandering wat in hierdie kerk gebring het. So Marika, as oom Brandon vandag vir jou iets kon sê, dan sou hy vir jou dis. Prys die Here. Volgende wil ek vir jou sê, en is of die Here vir my wys, volgende. En oom Brandon het vir my volgende, die wat se naam kom. Baie keer sit hulle in die liste, met die ding wat ons saam met ons dra, vir jare lang. Vir jare lang. Ja, ons kom in die kerk, ons sê, Here, vergewe ons. Mense daar buite, vergewe ons. Maar ek spreek dit nooit aan die tjek.
Ons spreek dit nooit aan. As jy vat Dawid en Saul in die Bybel en dit in die verhaal gaan lees. Dawid was in die veld uitgehaal by die koning in die paleis het hom geroep. En net rukkie daarna het Saul vir Dawid gevolg. Hy het hom gejaag van hoek tot kant, agter hom aangewees die hele tyd om hom dood te maak. En het 'n baie snaakse ding gebeur. 'n baie snaakse ding gebeur. Die Bybel sê Dawid het weggekruip in 'n tunnel. Saam met 'n paar manne van hom. En met dit Saul was koning. So in die gat, dit sê my dit was donker. In die gat waar hy weggekruip het. Het hy 'n stukkie, Dawid 'n stukkie van Saul se mantel afgeskeer. Maar sien Dawid was 'n man wat die Here geken het. Ek wil jou vra in jou posisie volgende. As iemand jou wil doodmaak en hy druk jou vas in die hoek, wat gaan jy doen? Ek kan jou sê wat ons mense sal doen. Jy gaan beklei. Jy gaan beklei vir jou lewe as jy in 'n hoek vasgedruk word. Julle kan dit gaan lees, julle kan die verhaal van Saul en Dawid gaan lees, is baie interessant. Maar Dawid het na hom toe gegaan, voor hom gestaan, face to face, en vir hom gesê, koning, as ek die wou doodgemaak het, koning, hier is die stukkie van die mantel, ek was by jou om jou dood te maak, maar ek het nie. Ek het te veel respek vir jou om jou dood te gemaak het. Nou daar was ek maar stories van Dawid en wat dis hoekom Saul hom vervolg het. Gaan nou nie dieper ingaan nie. Die ding wat ek wil by staan vanoggend is, hy kon hom doodgemaak het, maar hy het nie. Hy kon hom beklei het, want die man is saam met hom gehad, maar hy het nie. En julle kan nou verder gaan lees op die oude van die dag, Dawid op ons is koning gesalf en so het ons aangegaan. Maar wat ek vanoggend weer wil sê is, waar moet ek en jy begin? Waar moet ek en jy begin? Om 'n weight te dra die res van ons lewe lang? Of waar moet ek en jy begin? Daar's altyd 'n altercall om te sê, as jy nog nooit jou lewe en hart vir die Here gegee het, dan moet jy tot vorentoe kom. Is ek reg? Ja. Jy staan nie voor by die altercall, jy gee jou lewe en hart vir die Here, maar jy vergeet een ding. Jy vergeet een ding. Jy jaag aan, JP, jy jaag aan, hoor wat ek sê volgende, jy jaag aan, Here vergewe my. Dink jy dit moet so wees? Dis hoekom ek kan jou uitroep volgende en ek kan sê, kom gee jou lewe en hart vir die Here, ek kan nie voorstaan en sê, Here, ek gee my lewe en hart vir U. Waarom mens fyn? Maar as ietsie wat kort, daar's 'n klein dingetjie wat kort, sodat jy 'n oorwinning kan begin lewe. Jy gaan nie 'n oorwinning lewe voordat jy dit gedoen het nie. Jy gaan die weight wat jy dra, vir jare dra, gaan jy nog steeds dra. Dis hoekom mense terugval die hele tyd. Want daai ding het nog nie plaasgevind in hulle lewe nie.
As jy aanjaag, né? As jy aanjaag, dan sê die Here vergewe my. Here vergewe my. Dan moet hy regspring, hoor jy, het jou nou vergewe. Jy het ons gevra. As 'n baie belangrike ding wat jy moet doen. En dis bely. As jy nie bely, jou sondes bely en op die naam roep JP, gaan jy nou uitdraai. Jy moet eers belydenis doen, voordat jy verlossing kan kry. Dis ons trap die verkeerdheid. Dis net daar. Here vergewe my. Nee Here, ek het die en die en die en die gedoen nie. Ek sukkel met die en die en die. Ek bely voor U dat ek 'n sondaar is. Ek bely dat hy die kruis gesterf het vir my sondes. Ek aanvaar U as my persoonlike verlosser en saligmaker. Kom daai woorde uit. Of net Here vergewe my. Kom daai woorde uit. En bedoel jy dit met jou hele hart? Halleluja. Amen. Maklik om te sê, ek het daai persoon vergewe en dis weg. Het jy al na daai persoon toe gegaan, Lindy, en vir hom gesê, ek het van jou sleg gepraat. Hier sê ek erken, ek het sleg gepraat van jou. Of ek het jou ingedoen op 'n kop. Die Bybel sê, 7 maal 7 keer word van jou weggevat. As jy iemand indoen. Het jy al na daai persoon toe gegaan wat jy ingedoen het en bely aan hom. En vir hom gesê, hoor jy so op 'n kol, was ek op 'n regte plek nie. So weet jy wat, jou selfoon het daar gelê. Ek het jou selfoon gevat, ek het baie aan. Het jy dit al gedoen? Maar jy sien, jy kan nie oorgaan en oorwinning as al daai goed nog steeds in jou vasloop. Jy kan nie. Jy kan nie, dis hoekom sekere mense nie in oorwinning kan begin lewe nie. Die Here het soveel vir jou beplan, maar jy kan nie in oorwinning begin lewe nie. Dis hoekom jy sal sien mense so rollercoasters. Loop op af. Op af. Op af. Op af. Want jy nog nooit regtig waar die goed te bely wat jy gedoen het. Die baie van ons almal doen verkeerde goed. Maar bely ons voor die Here elke dag vir daai goed wat jy gedoen het. Jy doen nie. Jy doen nie. Sê jy ooit een keer, jammer Here, ek het nie teleurgestel. Dis nie wie ek was nie. Die vyand het my lewe beheer. Jammer Here, dat ek nie teleurgestel het. Het ek al ooit een keer het jou mond het. Het jy dit al ooit gesê? Wat jy die woord van die Here? Oor bely. Kom ek gaan probeer gee. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, net presies wat ek nou gesê het, sal jy gered word. Nou gaan ons Romeine 10 vers 10. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Jou hart moet oop wees. Jou hart. As jy 'n geslote hart het, kan die Here nie werk nie. Jy moet bely voor die Here
met jou oop hart, nie met 'n toe hart nie. Kom ek sê die Here vat my terug in my eie lewe vanoggend. Die dag toe ek, die aand toe ek in die kerk inloop. Alles, ek het mannekampe toe gegaan, ek het alles gedoen. Ek het gebid. Ek het alles gedoen. Maar as ek my weer kan kry, was ek terug op dwelms. Elke keer dat ek daar tyd van pyp, gaan so rukkie, 2 dae regop, toe, en denk jy weer. En die Here vat my nou vanoggend terug. Dankie vir die bevestiging vir die woord. En hy wys my, daar waar ek gesit het op daai bank, het ek gesê, Here, ek is jammer, dat ek die vir 15 jaar in kan toe gestoot het. Maar as ek vra jy asseblief, kom, genees my vanaand van dit af. Kom, maak my vry van dit af. En weet jy wat dit gebeur? Daai salaat was die oorsaak dat ek nooit weer eers daaraan gedink het. Nooit weer. Maar jy sien die Here soek jou hart, Kevin. Hy wil hê dat jy voor hom moet bely vir dit wat jy gedoen het. Baie van ons steek goedjies weg, hè? Jy's Kali. Ons gister op jou huis, hè? Dat jou selfoon geskep, né? Nou jy soek hom oral, jy sien nergens. Jy vra vir hom, waar is die selfoon? Waar is die, waar is hy, waar is die, waar is hy? Sst, bly net stil. Kali moet baie dat gaan nie doen. Huh? Maar ek het hom gevat, nou bly ek stil. Die man soek hom dood en hulle gaan aan in Boerbaai. Daar kom 'n ander ou en die ou te, hy beskuldig haar. So gaan ek die beskuldigingsbord rondgegooi. Maar meantime is dit ek wat hom gevat het. En Kali soek, hy's kwaad. Nou net hy foon gekry en hy's klaar gesteel. Hy's kwaad in sy hart. Soek find my phone en wat alles. Is 'n geboer by, die kop is deur mekaar van kwaadheid. Sy gaan ook kry sy dood. Dis so, dis ons mense is. Maar as ek na Kali toe gaan, so kwaad soos wat hy is, en ek kom terug met die foon en ek gee hom terug, ek sê, jammer my vriend, ek het jou foon gevat. Dink julle kan nog steeds kwaad wees? Huh? Nee, hy gaan nie, want hy gaan te bly wees. Nou, dis ons geestelike lewe werk. Dis ons geestelike lewe werk. Maak nie saak wat het jy gedoen nie. Maar jy kan bely voor God en hy kan hy wyk vir die skuldiges afkom volgend. Hy kan hy wyk vir ewig vir jou skuldiges afkom. Ek het altyd gevoel of ek Oscars International met 'n link agter op my rug gedra het. So swaar was daai wyk wat ek moes gedra het. En daai wyk kan die oorsaak wees dat jy in die hel beland. Hoor wat ek sê. Want die vyand gebruik daai wyk om jou onder te hou. Die vyand gebruik dit elke liewe dag om jou onder te hou. Want hy wil nie hê dat jy moet vorentoe gaan nie.
Dis hoekom jy sal elke keer sien. As daar Eldridge is, een persoon sal 10 keer gaan om sy lewe daar vir die Here te gee. Maar nog steeds bly dit dieselfde daarna. Sy lewe bly nog steeds dieselfde. Totdat hy bely het voor die Here. Want dan kan jy 'n oorwinning begin lewe. Is dit nie? Ons is namelijk stil volg. Halleluja. Het jy regtig van jou goede vrygekom? Wat jou vashou? Jou denke. Dink net so 'n bietjie daarmee is. Dink net aan dit wat besig is nou op hierdie oomblik om jou onder te kry. Ek wil hê jy moet mooi dink volgende. Ek sê altyd, daar's baie mense wat sê, hoor, ek het nie foute nie. Jy sal hulle altyd sien. Moenie vir my kom vertel is jou nie. Moenie vir my kom vertel is jou. Jy ken my nie. So wat baie mense sal sê. Ja, ek kan jou glo volgende, nee. Maar kom ek vertel vir jou een ding, God weet presies elke liewe dingetje. Amen. Jy kan dit wegsteek vir die wêreld daar buite. Jy kan hide, jy kan siek, jy kan doen net wat jy wil. Dus jy kan dit wegkrypertjie speel. Ja. Jy kan die wegkrypertjie speel. Jy kan dit speel. Tot in die lengte van dae kan jy dit speel. Maar ek vertel vir jou nou, die Here sien wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat jou afbreek ook. Maar weet jy wat daarvoor wag hy? Hy wag sodat ek en jy by hom kan uitkom. Jy kan sê volgende, daar's niks fout nie aan jou. Maar weet jy wat? As jy stil sit en jy gaan dink bietjie, sal jy presies weet wat jou weghou van jou oorwinning af. So hoe gaan jy deurbreek in jou lewe? Hoe gaan jy deurbreek tot die volheid toe? As jy nog nie bely het. As jy ooit toe vas het. As baie dingetjies ook al wat in die verlede gebeur het. Dit plan nie nou nie. Net so somtijds slaat ons jy droompie daarvan. Slaat hy droompie daarvan en dan jy hele week omver gegooi. Op die volgende 2 weke, op die volgende maand. Dit het tyd geword. As jy die Here aangeneem het, as jy persoonlike verlosser en saligmaker, sê die Bybel sal jy gered word. Maar dit begin by belydenis. Confess with your mouth. Jy moet bely. Dat jy 'n sondaar is. Is almal 'n sondaar. Luister gou wat ek sê. Daar's nie een wat op my vanoggend kan opstaan en sê luister, ek is sonder sonde. Is my gebed elke aand. Ek aanvaar U opnuut as my persoonlike verlosser en saligmaker. Opnuut. Want hierdie dag, daar gebeur nou goed.
So dis my gebed elke aand. En die Jabes gebed is ja nie. Almal ken die Jabes gebed. Ek dink so. Ken die Jabes gebed? Kyk hoe mense my so snaaks antwoord. Jy ken nie gebed nie. Dis die belangrikste gebed vir ons. Die mooiste gebed vir ons. Jy moet hom leer. Vergroot my grondgebied. Esther, sit my onder u beskerming, sodat geen onheil my sal tref. Ja, die sinnetjies maak nogal baie. Ek sal sê, as jy soos Ambreer cover it all. Ja, kort en krag. Jy wat nie kan bid nie, daar is gebed vir jou. Wat jy nou sê, dis sommige mense sê ons, ek kan nie bid. Hoe sê ons? Baie mense sê ons, ek kan nie bid nie. Vanavond is jy op die sport sit en jy sê, hoor, bid gewoon. Ja, ek kan nie bid nie. Jy kan bid, enige mens kan bid. Amen. Van kind tot ou mens, enige mens kan bid. So is het volgende getaats daar, iewers waar het een bykie jeuk. Iewers waar er so 'n bietjie krap is en dan is het daar geraak volgende, halleluja. Jy het 'n vinger om te krap. Ja. As jy nie die vinger gehad het om te krap nie, het jy so gestaan. Of die muur gestaan is toe. Jy het iemand wat vanoggend die pyn wat jy ervaar in jou lewe tans op hierdie oomblik kan kom weghaal. Maar dit is tyd geword dat jy dit moet herken. Die liedjie honest. Here, ek sukkel met die. Here, kom help my. Ek het 'n fout gemaak om weer te begin drink. Ek het 'n fout gemaak om dwelms te klim. Ek het 'n fout gemaak om Callie se foon te vat. Kom help my. Erken dit wat verkeerd is. Is 'n ding wat ek moes aangeleer het, halleluja. As jy verkeerd is jy verkeerd. 'n verkeerd kan nie reg word, behalwe. Jammer of jy die telefoon gevat. Dis enig jammer, my vriend, dat jy jou foon gevat. Maar dit moet gebeur. As dit nie gebeur, gaan daar nie verlossing kom nie. Soos die Here vir my en jou sondes aan die kruis gesterf het, as hy halfway gestop het, wat sou gebeur? As hy gesê het, ek gaan nie vir hierdie mense my lewe gee nie, wat sou gebeur het? Sê gou vir my iemand, wat sou gebeur het, Callie? Wat as ek nie my lewe vir die Here gegee het nie? Dan was ek al 6 voet onder die grond en in die hel. Jy sien? Ja, beslis. Dink jy nie vanoggend dat ek en jy die Here ons lewe skuld het? Amen. Hy dan sy lewe prys gegee vir my en vir jou.
Is dit nie? Ja. En elke liewe dag kruisig ons om net weer met die sondes wat ons doen. Luister wat ek sê. Elke liewe dag kruisig ek en jy om net weer en weer met die sondes wat ons doen. Dink jy tyd geword dat ons bietjie voor God moet bely? Laas week het 'n mannetjie ingekom. Wat op Belfast was. En hy het my gevra. En die diens kan julle onthou het hy vorentoe gaan het gekniel. Amen. Hy het bely voor die Here. Luister gou wat ek sê. Hy het my kom vra, asseblief kom bid vir my. Ek wil nie meer hy lewe hê nie. Maandagoggend loop ek by een van my vriende se workshop en waar hy met mekaar staan en hulle besig is om te bou. Wat raai is dit? Daai mannetjie. Hy sê 'n mannetjie wat hierso gesit het, hier bely ek voor die Here. En hy maandagoggend werk gekry het. Maar jy sien, dan moes eers daai kom. Dat hy bely het. Sy foute bely het. Sodat die Here hom kan sien. Hoe vinnig werk die Here? Kyk op, net om 'n voorbeeld te gee. Jy bely vandag en môre jy werk. Dit is hoe goed die Here is. Nou as jy net vir hom kom wat jy moet doen, kan dit nie vir jou doen. Maar weet jy hoekom gaan daar tydperke in jou lewe? Wat ons sukkel om iets gedoen te kry. Ek en jy moes dit trots op kan. Ons moet nou sê, ja, ek is niks fout met my nie, as jy. Die belydenis is die grootste, en jou lewe hart vir die Here is die grootste ding. Wat jou hoor die, ek is skaam, ek gaan nie dit. Hierdie ander ou van my kyk het en sê, ek hou hier en hy ben nog so'n bietjie in die donker vas. Ek hou nog hier so'n bietjie vas agressie. Daar ontploffing wat plaasvind, net as jy lig is iets aan sit, jy ken die. Ja, trap nou. Die tsunami, die mense is al so, as jy iets aan sit, dan moet jy maar weet, jy moet in 'n private jet inklim om weg te klim, because die tsunami is op pad sit. Die tsunami, hardloop nie net 5 minute nie. Hardloop 5 ure. En jy sit die hele tyd in 'n gesprek. Maar jy kan nie weghardloop met iemand se skuldig nie. Julle manne ken mos die storie. Ja, maar as nie net vrouens wat so is, daar is baie mans so. Halleluja. Maar dis nou daai dingetjies. As jy aggressie het, luister wat ek sê. Die vyand gaan die aggressie gebruik om iets anders se ook by te was. Ja. Maar die eenslag as jy dit aan God bely, kan hy ook wees. Maar as jy dit in die donker hou, it's gonna stay there like super glue. Hy's geplak, bro. Hy's geplak, vasgeplak, Kevin. Hy's vasgeplak, jy kan nie hoef nie. Net 'n rukkie dan sien jy daar lyk ek alweer, net 'n rukkie dan sien jy daar lyk ek alweer. Net 'n rukkie dan sien jy vloek ek alweer ander mense.
Net 'n rukkie dan sien jy, slangtong kom uit. Maar hier voor in die kerk het hulle vir my gebid. Jy dink as jy daar in die bank sit, jy kom voor en toe, jy bedoel dit nie uit jou hart uit nie, gaan dinge verander. Jy gaan dieselfde persoon wees as wat jy gewees het toe jy aangekom, gaan jy hier uitloop. Yep. Die Here is besig met agressie vanoggend. Wat sê die Bybel? 'n sagte, luister gou. 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Wat is die grimmigheid? Al die agressie. Joe, my ou. My man is kwaad vanoggend oor die bokser wat verloor. True bells. Die weet in die ring gestaan het. My mense het geld verloor. Jy moes nie gebed het in die eerste plek. Klein en sim. Dis nou wat baie mense wat gebed het. Jy kan het 2 keer dink. My mense is kwaad vandag, want ek my laaste R100 van bokser gegee. Maar jy nie geweet hoe dit werk nie. Selfs so, aan die bokskryt is die beste kampioen, wêreldkampioen. En hy leef in die wêreld, en dan kom 'n jong mannetjie, ek het gister so 'n video gesien, wat iemand gehad het, so groot ou, hy is so groot, of wat hy klein mannetjie, en hy stamp hom rond, en die en die, vloek hom en skel hom, so groot op. En die klein ouetjie is rustig, hy praat met hom, hy probeer met hom praat. En die klein mannetjie, my kan sien is 'n tingerige ouetjie. Seker maar nog genoeg gehad. Ja. En jy skoot, toe, Osaga. dan kap hy net so, allee. Kom ek sê gou vanoggend weer nie. So kan dit wees in jou lewe ook. Jy kan die vyand net een keer sê, boem, ek is klaar met jou. En die keuse maak om nie weer terug te gaan, om nie weer kans te gee om in jou lewe te werk nie. Dan kan jy vooruit gaan. Maar as jy die keuse maak, jy kan hom elke keer inlaat as jy is die keuse jou. Ongelukkig kan niemand die keuse maak. Ek het vrygekom van agressie, né? Dus as uitloop en hy trap jou kar, dis daar waar die toets is. Ja. Is daar waar die toets is. Is daar waar die toets is. Ons moet gaan begin onderskei. Die Here, as jy gaan kyk in Saul, het die Here 'n bose gees hom laat versoek. Hy het 'n bose gees in hom geplant. Julle kan dit gaan lees. Elke keer dan moet hy 'n ou kry wat 'n harp speel. En dan raak hy rustig. Ek sê nie die oom met die gitaar speel, dan nie, of 'n mondfluit of hulle. Dan net relax. Gaan die ramshoor in my kop. Maar, kom ek sê gou volgende weer een ding. Die Here het toegelaat in Saul se lewe. Hoekom?
wat ek kan vir jou sê, ek praat onder korreksie volgens, maar wat dit vir my sê is, hy was nie 'n God, 'n gelowige man. Hoekom sal die Here nou sy Gees in jou lewe toelaat? Julle kan dit gaan lees. Sodat jy terugkeer na hom. Ons kry toets in ons lewe. Maar weet jy wat? Gaan ek en jy die toetse kan weerstaan? Of gaan ons telke maal die duiwel toelaat in ons lewe? Gaan ons bely dat die Here is. En bely die goed wat aangaan in jou lewe voor die Here. Onthou, jy kan hide, maar jy sal nooit kan weghardloop nie. Is nog in die wêreld gelewe, ek al hou wat ek kan nog dat ek moet vanaf wegkom. Kom so otherwise hulle gaan my doodmaak. Ek moet hardloop, gaan sommer na 'n ander dorp toe. Die dwelms is te veel hier, so ek gaan hier 'n pie toe. Nee, kom jy daar, gaan meer dwelms en pie hier. Dis nie. Ja, hardloop. Vir wat? Vir wat? Face your consequences. Stel jy moet jou foon cover met die bloed. Dis vanoggend op die foon, ek weet nie hoekom. Jammer ek het jou foon gesteel, my vriend. Die ou het klaar in jou gehad, weet jy wat sal hy doen? Ek sien net al klaar in die gees is so, weet jy wat sal hy doen? Hy sal vir hom bid. Ja. Hy sal vir hom bid. So verander alles. Ja. So verander elke liewe ding en elke mens se lewe. Maar as ek en jy waar hy verskil kan maak. Oh mens, ek het jou foon gevat ook al die jammer man, ek wil net dat jy 'n bietjie kos gekort by die huis my vriend. So jammer oor. Weet jy wat gebeur môre? Ek kan in my oorwinning begin inloop. Ja. Want ek het 'n hart gehad om my hart te sê. Hy bely. Môre staan ek op ons. Ja, iemand gestop en hulle het 'n hele dan die Saterdag gestop met 'n hele bakkie vrag vol kos. Dis hoe die Here werk. Hier is ook weer 'n goeie voorbeeld van laasweek Sondag. Ja. Dis 'n goeie voorbeeld van hoe die Here 'n ding kan verander. Maar as ek en jy vashou aan een ding, kan die Here niks verander. Ons moet bely dat ons sondaars is, want jy is nie volmaak nie. Ja. Niemand is volmaak nie. God alleen homself Is volk. en sy seun is volmaak. Niemand is nie. So ek wil vanoggend die diens het baie anders gedraai. Nou Jacob, Easter is next week is jou weer. Daar vat hy. Weet jy maar, hulle was nog vanoggend hierso om te luister, maar ja. Is die Here met jou praat vanoggend. Ja. Gaan nie vanoggend uitroep nie. Dis nie my belydenis nie. Dis jou eie belydenis. Is jou eie gebed wat jy moet doen as persoon. Individueel. Alleen. Ek kan nie Tanya wees nie. Kan nie vir Tanya se goed bid nie. Tanya moet pa staan waar hy goed. Kan verander, maar sy nie baie goed. Kan vir jou gebed gee dat die Here elke persoon sal aanraak vanoggend, maar dit kan nie daai gebed, daai persoonlike gebed
dis 'n persoonlike gebed hierdie, wat jy moet vanoggend gee. Ek wil hê dat jy vanoggend dit, jy weet wat is dit? Gees van die Here lei my na baie goede toe vanoggend. En hy wys my baie mense se gesigte. En hy wys vir my baie mense se foute. Maar ek is nie hier om vanoggend enige iemand se foute uit te wys nie. Dis jou eie foute. Jy moet dit erken voor God vanoggend. Jy moet dit aanspreek voor God vanoggend. En jy is die een wat in oorwinning, ek kan nie in jou oorwinning gaan deel nie. Jy jouself moet hy stek van. Jy jouself moet vanoggend hy stap van. Jy jouself moet bely. So ek gaan vra Kevin vir ons Yeshua speel. Ek wil net daar waar jy is. As jy voel jy wil vanoggend kniel voor die Here, dis belydenis. Luister wat ek sê. Jou willingness voor die Here. Jou willingness. So ek wil as jy voel vanoggend, jy wil jouself afsonder, jy wil kom kniel, jy wil by die Here kom praat, jy wil jouself alleen. Moenie bang wees dat iemand anders te gaan rondkyk nie. Môreoggend as jy begeerd is van jou hart, wat jy met jou vriend gedeel het, en is jy miskien waar geword, oor vandag, dan moet jy vir hom sê, hoor ek, dis hoekom dat ek dit gedoen het. Anders sal dit nie gebeur. Halleluja. Kom ons sluit die waarheid. As jou gedagtes teruggaan na enige iets negatiefs toe, wat die vyand op jou plat gestuur het. Ons het 'n ou liedjie gesing in die kerk. Ek is hier saam. Die liedjie het so gelei, ek is verlos deur die bloed van die lam. En daarom sing ek so bly. Luister vir hierdie woorde. Toe die Heilige Gees op my neerdal, daarom sing ek so bly. Dis 'n ou liedjie, maar hoorie, soveel power in hy liedjie. Jy's verlos deur die bloed van die Here. Luister gou. Bly die bloed van die Here bo oor jouself. En jy gaan bly wees. Jy gaan, as jy bely het vanoggend, hier, jou voete bely het, en jy verlossing gevind, gaan daar blydskap wees. Daar sal nie meer trane wees nie. Daar sal nie meer kwaad wees nie. Daar sal 'n glimlag op jou gesig wees. Amen. Halleluja. Amen. Dis baie mense wat hy het die aangekom. Nou sien ek al hoe hulle daarom smile. Jy. Sien nou kom daar 'n smile. Maar dis wat die Here wil hê, hy wil restore die joy wat die vyand gesteel het. Die vyand steel net jou joy. Hy steel net jou joy. Maar die Here kom en hy gee vir jou blydskap. Halleluja. Amen. So ek wil hê hierdie week kom ons gaan uit. En as die vyand jou aanval, spreek die volgende woorde. Jesus, sit my onder die bloed. Sal dit nie. Jesus, sit my onder die bloed. Dan sal jy sien. Want jy weet, as die Here se naam genoem word, die duiwel is bang. Soos die Here vir hom gesê het, gaan weg van my af. So moet sy geplik het, hy kan nie terugkom. Jou ons met die switches, ons bid vir julle hierdie week, dat julle kan ook per rustigheid terug. So ek wil hê, weet ek wat, kom ons gaan hierdie week uit en ons probeer hard om hierdie week 'n verskil te maak in jou lewe. Probeer hard. Soos Philip vanoggend gesê het,
van hom Brandon, hy het geval, opgestaan, weet jy wat? Waar was hy op die ou einde? Waar was hy op die ou einde? In sy Bybel. So daar het 'n verandering gekom. Partykeer weet ons net nie om met sekere goed te deel. Ons weet net nie om van sekere goed af te kom nie. Of sekere goed wat aan ons hang los te maak nie. Dis hoekom dit belangrik is om te bely voor die Here. Halleluja. Amen. Ja, vanoggend wil ek net sê, dankie vir die mense wat altyd gewillig is om ons te help met die kos. Ons waardeer dit uit ons harte uit. Mag die Here julle seën. Laat die hande van julle wat mense voed en seën sal wees. Ons gaan gou vir jy het niks gedoen vandag kom. Kom ons gaan gou vir Jakob vra en gou vir ons dankie sê vir die kos en af. Kom op met gou vir ons julle. Sny jou. Almal Vader, ons kom weer daar voor U in die naam van Christus Jesus om te sê dankie Vader dat U woord vandag in ons harte ontvou. Vader, help ons waarmee ons struikel en ons sê dankie vir al die versorging wat U in ons mag plaas. Here, dankie vir die voedsel wat elke dag en elke Sondag voorsien. Help ons almal om saam te staan en 'n verskil in gemeente te maak. In Jesus naam. Amen. Amen. So ons gaan volgende week gaan hy so 'n bietjie met ons deel oor dit wat hy ervaar het in sy lewe, hoe hy by die Here uitgekom het, wat alles gebeur het. Julle het al sy testimonie gehoor, maar hy het 'n woord wat die Here vir hom gegee het, wat hy wil uitbring aan die mense. So, nooi jou buurman daar wat ons sukkel, volgende week, nooi hom saam met jou. Nooi daai tannie of oom van jou, wat nie by die kerk uitkom nie. Nooi hulle saam. Halleluja. Oeh, die kerk is dood voor. Oeh. Hy dink die knoppies te vinnig. Halleluja.